gaan nou kom. Yeah, this side I'm going to use HLX and GB. That is my absolute favorite combination. I've got more fish on that than I can tell you. Welkom by die tweede episode van die Magic Matchup. Ons is vandag hier by Boskop. Is vir my aangenaam om julle voor te stel aan David Webb. Hy is ons gashengelaar vandag. Ek en hy gaan Boskop hengel. Ek het vir David die voorreg gegee om vir ons te kan kies waar hy wil hengel. So dis sy tuiswater. So ek gaan my sokkies moet optrek. Ek en David het saam gesels. Ons gaan vir ons saam 'n handicap vandag gee. Ons gaan hengel een stok met die gewone Magic Bites reeks met die boldips en die sprays. En op ons ander stok gaan ons hengel met die floating gems en die liquid gems. En dan gaan ons bietjie kyk of daar regtig 'n verskil is. Hengel die een vir ons beter as die ander. Ons gaan oplet na tempo. Ons wil opnet dat die grootte van die vis. En dan sal ons kyk daarvan van daar af. Anything from your side, David? 100%. No, I'm glad this is my home water. I know it well. Mark and I fish together, so I think he's put me here just to make sure he beats me real good. So I'm going to put my shoes up as well, my socks up as well. I'm looking forward to the privilege of actually fishing with the liquid gems. I have quite a number in the series, but to fish them on their own is going to be interesting. Yeah, I haven't fished them myself. I've fished them a little bit. A lot of anglers don't understand that although I'm the owner of Magic Bites, the range is just so big. It's huge. It's impossible to fish every product on its own. For sure, yeah. Then, the question from the angler side is, if I don't fish your product, why put it on the market? Magic Bites has got incredibly, I would think, a wonderful system where we've got sponsored anglers. David is one of the sponsored anglers, so we use 60 anglers that physically go out and test the products. And what's better than 60 anglers that fish all over the country to test the product? So I don't have to test the product on myself. So there's no bias, there's no input from my side, or I suggest a product goes on the market. Once the sponsored anglers fish with the product and they find that it works and we get enough feedback, then it goes on the market. 100%. All right. It's a huge range, diverse range, and I know even myself and my wife, she's also a sponsored angler, we fish completely different flavors. So it's always nice to see which flavor comes out on top on the day. Yes. All right. Let's go fishing. Let's get it. All right. Soos ons veel in die intro gesê het, ek en David het besluit ons gaan vandag dieselfde handicap hê. Ons gaan op die een kant hengel met die gewone Magic Bites aas en op die ander kant met die nuwe reeks, die gem box met die liquid gems en die floating gems. Ek gaan gou vir julle wys hoe om jou deegie te maak deur gebruik te maak van een van die liquid gems. Ek gaan zircon gebruik. Wat jy nodig het is 'n proppie en jy gaan vir jou 2 proppies water vat. Dan vat jy jou liquid gem en gaan jy 'n bietjie daarvan spuit in die water. Jy kan 'n lepeltjie neem net om die geur in die water in te meng. Wat jy dan doen is, vat vir jou 'n pakkie van die Magic Bites se instant deeg. Gooi die helfte van die pakkie by, meng dit saam met jou vloeistof. Moet nooit alles op een slag bygooi nie. As jy alles op een slag bygooi, dan is te veel deeg, dan kan jy die uithaal nie. Later dan sal jy sien, die deegie sal begin los word van die kante van die bakkie af. Dan moet jy weet, hy's nou amper reg. Moet nooit jou deegie te styf maak nie. Uit ondervinding weet ons dat die karp hou van 'n sagte deegie. So maak altyd seker dat jy hom net genoeg koekmeel gee, moet hom nie oordoen nie. Op hierdie stadium, as hy begin losraak van die bakkie, en nog so klein bietjie koekmeel bygooi, dan vir die laaste, vat ek altyd net my hand, en ek druk die deegie mooi deur om al die koekmeel op te tel. En die laaste bietjie, kan jy jou deegie net rol. Alright, en daar is ons deeg op die stadium, dat ons kan gebruik om te hengel. Wat ons doen met die deegie is, van die instant deeg sakkie wat ons saamgebring het, en jy druk het eenvoudig jou deegie
terug in die sakkie. En daar het jy jou eie Zircon Liquid Gem deegie. Ons is nou klaar met die deegie wat ek gemaak het vir die stok wat ons gaan hengel met die liquid en die floating gems. Vir die ander stok het ek besluit ek gaan HLX gebruik. Ek het al voorheen hier by Boskop gehengel met 'n HLX deegie, so ek weet definitief die vis hou daarvan. So ons gaan basies die proses herhaal. Ons gaan vat 2 proppies water, ons botteltjie HLX geur wat ons gaan spuit in die water in. Die lepeltjie vat om die vloeistof in te meng. Gaan weer gebruik maak van Magic Bites se plain white instant dough. Wat baie belangrik is om te weet, hierdie instant deeg het alreeds 'n versoeter by. So dis nie nodig om suiker of enige versoeter by te sit nie. Jy kan eenvoudig hom net so gebruik. So gaan net begin deur die helfte te gooi in die bakkie. Soos ek nou genoem het, gooi eerder bietjies koekmeel by. Want as jy te veel in gegooi, dan kan jy dit nie uithaal nie. Amper wil die wind nie saamspeel en hy sakkie wegwaai. Maar net aanhou meng tot jy al die koekmeel opgetel het. So ek sê later dan sal jy sien dat jou deegie begin losraak van die kante van die bakkie af. Op hierdie stadium hou ek daarvan om die deegie uit te haal. Dan rol ons hom net weer so in ons hande. En dan het jy jou eie deegie gemaak. Die lekker ding van hierdie proses is, jy kan enige produk van Magic Bites gebruik. Of dit nou in die gewone boulder breaks is, of deel van die liquid gems is. Maar jy kan enige een van hulle gebruik saam met 'n instant deegie om die eie gegeurde deeg te maak. Alright, kom ons gaan hengel. This is my left-hand rod. It's a 10-foot rod. I decided I'm going to fish a little bit closer because the angle of the ground's going in quite steep. I normally fish only with one hook. I have been doing so for probably 2 years now. There's 2 reasons behind that. Number one, I don't get stuck. I don't hook the fish in 2 different places where it's actually got a battle to come through the water. When skipping the fish, okay, if you've got one hook that's running free and the fish misses the net on the first pass, a lot of times, for me anyway, it would catch up with the skip net, and then you'd have problems trying to skip it thereafter. But also, my main reason is I've got this phobia that my hooks are going to fly around and get stuck into each other, so I put them in the bomb as well. Let me just show you how we do that quickly. Okay, here's my trace already loaded with millibomb. Excuse the shape of it, I can't put a straight millibomb on as best as I try, but I try. On this side I'm fishing floating gems and liquid gems only. I've got the GTA Zircon floats. Now what I do is I'll put on the float first. Just pop it on, leaving the tip of the hook exposed. That way I can hook it back into the bomb. Now I've got, which I fish during winter, chubby dough mixed with here we've got GB chubby with DCX chubby mixed together. I mix it with a little bit of fluorescein just to toughen it up, and a little bit of brown bread just to give it a little bit more toughness. Because this is our first cast, we start fishing very fine just to find out what the fish are taking on. We try to get it on the hook as nice as possible, give it a nice good presentation, and then we hook it back into the bomb. I normally hook it about midway to the top of the bomb, and then on the other rod I'll hook it to the bottom of the bomb. Now just on applying the bait, I've got the Devil's Back liquid gem, the Vita, because it's a very strong dip. I'm only going to give it a little bit on, and then I've got the Zircon GTA bomb dip liquid gem, which I'm going to be putting down the other side. There's a nice healthy stripe, nothing overdone or what have you, because this is the first bomb in till I see exactly what they're taking on. There you go. Yeah, and this right here I'm going to use HLX and GB. That's my absolute favorite combination. I use a very healthy amount of HLX. I'll just put it around. This sinks into the bomb, but at the same time it forms a column of dip as it hits the water and goes down. I'll put just a stripe of GB on. At Boskop they love the cinnamon bun spices,
So GB, Cinnamon X, Beast, TFC, they love it. That's your full bite on. That's first throw in. HLX gets a little bit heavier toward the end of the day. David het sy stokke in aan daai kant. Ek het al reeds my stokke ingegooi, maar gou vir julle wys wat is my aasbeplanning. Ons begin met my linker stok. Soos ek gehoor het daar terwyl David met julle gepraat het met sy aasaanbieding, is ons albei bewus dat GB en TFC is 'n baie goeie produk op Boskop. So ek het besluit ek gaan begin met 'n GB floutie. Enkel floutie net aan die onderkant van die op die onderste hoekie. Ek gaan nie 'n deegie daarby sit nie. Dan die HLX deegie wat ek gemaak het spesifiek vir oggend hier vir Boskop. Hom gaan ek sit op die boonste hoek. Ek gaan glad nie 'n floutie daarby sit nie. Dis ons begin nou net hengel. Ek wil graag sien wat soek die vis. So ek gaan begin net met die deegietjie en die GB floutie onder. Wat ek doen is, ek druk net die deegie terug in die bol, so as die vis daar in die bol rondkrap, dan tel hy die deegie op. Ek het besluit om, dis vroegoggend, dis redelik koud, begin met 2 sprays duivelsdrek. Dan gaan ek 'n streepie GB Bold-Up opsit. Ek verkies as ek GB opsit om net 'n klein bietjie op te sit. Ek sit nie baie op nie. Dis 'n redelike sterk geur. En dan een van my gunsteling by die Vaaldam is Vaal King. Dan gaan ek net so 'n streepie Vaal King aan die oorkant opsit. Ons gaan nou kyk na my regterkant se stok. Die regterkant se stok het ek besluit op 'n 13 voet stok wat ek hengel op 100-110. Dis die stok wat ons soos gesê die handicap het, waar ons gaan hengel net met die floating gems en liquid gems. Kom ons kyk hoe maak ek. Ek het besluit ek gaan hengel met die Citrine floating gem, dis die Banana X. Wat ek hier gaan doen is, David het gepraat van baie groot graskarpe wat tans hier uitkom. So ek gaan 2 Citrine Banana X floaties op die onderste hoek sit. Ek gaan glad nie 'n deegie daarby sit nie. Op die boonste hoek gaan ek 'n Riverstone floating gem vat. Dis die Vampire Garlic een. Op die boonste hoek gaan ek net die enkel floating gem opsit en agterom dan die deegie wat ek gemaak het vir oggend met die Zircon liquid gem. Soos julle sal sien, ek sit verskillende aase op. Die linker stok het bo net 'n deegie, onder net 'n floutie. Hierdie kant is daar 2 floating gems onder en hier is 'n floating gem en 'n deegie. So ek het 4 variasies op om 'n idee te gee wat wil die vis hê. Ek het besluit op 4 geure. Citrine wat die banana is. Kan net so 'n streepie van hom opsit. En net kyk, klink of jy buite so op die regter stok. Dan gaan ek 'n streepie amber by sit. En die derde ene 'n streepie Zircon. Soms so reg oor die bol. En dis die regterkant steen. Ek wil net vir julle wys ek het nou die vis in die skepnet. Skepnet is gehaak hier op my stand. Ek wil net vir julle wys duidelik gehaak met die onderste hoekie. En die onderste hoekie is daai 2 floating gems, die Citrine, die banana. Interessantheid, daar's die Riverstone floating gem nog steeds op die hoek, is op die boonste hoek saam met die HLX deegie. Hierdie is nou die tweede graskarp in 'n ry. En daar's die bewys, wie in die onderste hoek, wie op daai Citrine banana flouties. Ek wil net die kamera 'n bietjie vir julle wys. Hierdie is 'n kruidel, as jy net so 'n bietjie kan uitbeweeg met die kamera. Die rede vir die kruidel is, dit is vir fish care, dis om die vis te beskerm.
Ons sit die net daar neer, die vis lê gemaklik in die kruidel. Ons kan die vis afhak. En sonder die vis seer kry, kan ons die vis daar neersit voor ons hom in die net plaas. Idea very quickly. This is what I do. I'm taking a piece of perspex and I've cut some slats into it that I can actually just hang my bomb here as opposed to hanging it off my stand. So I can actually work with it here. It's comfortable height for me and whatnot. And especially when I start pace fishing and I've got 3 or 4 bombs up at a time. It works like an absolute dream. It's just an idea. Always try to steal with your eyes. Ask people, see what they're doing, and then adapt it to your own fishing. Like this is just, like I said, it's a piece of perspex I jam underneath my box, and when I go home, when I pack up, I put it inside my box and it's ready to go out of the way. And I mean, at the end, you know, I end up start fishing with my bottles on the top as well. So it's quite comfortable. It's just an extra space for me to use. But let's try the next one up. We're not having much success here so far. Let's try amp it up a bit. Okay, this is the fish from the run with the long rod. I was going to show you how I skip. Like I said, I play the rod very close to the water. You know, it's become damn chilly. But when you're playing a bigger fish, you get the fish past me. Then I just let the fish look into the net. Nice size carp on the gym. Right, now Michael's fishing is stupid, so I've changed tactics again. I've got on 2 4x4 floating gems. I'll put a deer at the back, okay? Seeing that the water is getting a little bit warmer, although the weather today is a bit colder. I'm putting on again the 4x4, okay? But this time I sort of put it a bit thick because the wind is blowing and the bomb moves around in the water. It shakes that flavour off, and then over the top goes the poet to give it a nice mixing texture, not like a bit of an ice cream. Again, spare dip goes up and down the gut, and then of course we're going to add in some SA powder, which has got a very nice custard smell to it. If I can get my tin open. Eindelijk is hy oop. Now we just dip it in, get it nice and covered with it, and even just that little bit will provide enough extra flavour and colour to the water. Die telling is 8-2 vir my regterstok teenoor die linkerstok. Die regterstok is die stok waar ek die floating Helico James hengel. Wat ek besluit het om te doen is ek gaan op dieselfde afstand begin hengel as die regterstok. Onderste hoek 2 Banana X floaties sonder 'n deegie wat ek terugdruk in die wol. En op die boonste hoek het ek 'n Vampire gesit. Die bleeding float saam met 'n HLX deegie. Boldip sit ek besluit op. Ek gaan so streepie Banana X opsit. Aangesien aan die ander kant ek hengel met die banana van die James. En dan gaan ek 'n streepie tack opsit. En dan die nuwe produk Bass Ben. Alright, hierdie stok is 3 meter en julle sien daar's 'n rail run. Lekker. Kom vas. Hey, ek is besig hier met my 7de vis op die regterkant se stok. Dis die stok wat ek hier op 110 het. Dis die stok wat ek op die floating James en Helico James hengel. So die telling is ek hierdie in land 7-2 vir die Helico James. Die floating James. So iemand so ek wat nie gereeld die James hengel nie, is besig om te begin wonder of ek 'n fout maak.
Ek moet hom dalk weer hengel, so. Kom ons kyk of ons die een kan uitkry. Ek dink op die telling op die oomblik by David is, ek dink hy 3 vis. Dave, how many fish have you caught on the James? Hoor daai, 26. So 2 van jou 3 vis is op die James. Alright, so tans die James loop definitief voor. Ek en die kameraman het so pas net so glims gekry van die graskarping. Ek dink julle kan aan my stem hoor. Ek is super opgewonde. Dis 'n massiewe graskarp op hierdie ding. Die Floating James is vinnig besig om my gunsteling te raak. Ek praat nie vinniger oor iets fout om my is nie, maar ek is opgewonde moes. So dalk die kameraman vorentoe kan gaan. Hy was daar gereed om te skep. Dis 'n magtige baan. Dis 'n manier van 'n graskarp. Ja! Yo, Hex boys. Yo. Yes sir. Ja! Yo, Hex boys. Yo. Yes sir. Dit is vir 'n oomblik vir julle wys. Nou net 'n persoon is 'n reelrun gehad en een van die beste grootste graskarpe van my lewe gevang. Dis 'n belewenis en 'n half om so vis te vang. Soos ek nou op die kamera gesê het, ek is besig om vinnig 'n voorstander te word van die James. So, it's a kind of magic. It's a kind of magic. It's a kind of magic. Beautiful fish. So ek gaan vir julle wys waar die tyd op die oomblik is, as ek so kan lees hier verby die kameraman. 4 minute na ek daai groot grasie geland het en hier het ek nog 'n byt. Kom ons kyk wat die een is. Okay, this is now the end of the session. I've been asked to sum up my day. At this point I want to break into tears, and it was dismal. But that was my own fault. I wasn't fishing on a call, I kept fishing different distances. I kept fishing different baits, changing different baits. My metal rod versus my normal rod, the metal outfished the normal, 100%. But at least we've got 9 fish here. I'd say 7 of them were caught on metals only, floating and the liquid gems. And it was stunning. I should have stayed on one call, like Michael, and I should have stayed at one distance instead of going too far, too close, and left, right, all over the place. The liquid gems have now really grabbed my attention, and I'm definitely going to be getting more into my box to replace the gems I've got existing, the metals, I beg your pardon, the liquid gems that I've got existing. But it's always nice to get a good day out. I learned a lot from Michael today. We fished together a lot before, and I always learn from him, and today makes no exception. He fished this water spectacularly, stayed on his call, kept you baiting, and I mean he had a bait tempo running at about 4 minutes at one point, which is fantastic, and really hats off to him. He really did well and kicked my butt really good and solid. Well out, Mark. Thanks, David. Alright, ons het aan die einde gekom van die sessie. Ek moet sê vir 'n begin, dit was 'n baie moeilike sessie om my af te skop. Ek dink die handicap waar ek en David moet hengel met die een stok met die gems en die ander stok moes hengel met dit wat ons gewoond is aan, het ons albei so 'n bietjie omver gegooi. Ek het begin op een stok op 110. Dit was my regterstok, dit was die gem stok.
ek dink ek was gelukkig geweest om die afstand daar reg te gehad het. Ek het hom ingeklip. Ek het heeldag gehengel op daai stok. Die James stok het die meerderheid van my vis gebring. Ek het 26 gevang. As ek reg getel het, waarvan 17 van hulle was op daai stok wat die James was. Die meeste van die vis was op die onderste hoek op die Citrine Banana X Floating Gem. Soos ek sê, ek het gebly op die 110, soos David nou genoem het. Daar was tye gewees dat ek 'n bytempo gehad het af tot 4 minute. Op 'n stadium het ek stil geraak met daai stok. Ek het 10 tot 15 meter regs beweeg, nog steeds op die klip gebrei. Weer 1 of 2 vis gekry. Ek het weer links gegaan terug op die oorspronklike kol en dit het aangegaan waar dit oorspronklik geëindig het. Overall ek is meer as beïndruk met die James. Ek wat nie die geleentheid gehad het met my rugoperasie laas jaar en die min hengel van laas jaar om regtig die James self te hengel nie. Die borghengelaars het dit getoets. Hulle het gehengel. Ek is overly impressed. Natuurlik, ek dink behalwe dat ek dankie vir die voorregheid dat ek saam met David kon hengel vandag. Wat se naam? Ek dink as julle die video gaan kyk, gaan julle 10 keer meer leer by David as by my. Ek moet sê ek's beïndruk. David het sy pad uit gegaan om vir julle tegnieke te verduidelik. Die bord waar hy sy strop op hang, die manier wat hy skep. So ek is meer as beïndruk met hierdie matchup. David regtig van my kant af, well done, congratulations. I'm more than impressed with what you did. I welcome the next matchup. The luck was on my side today. But the biggest thing about today was, okay, on the right hand rod moet ek sê op die regterkant se stok het ek oorspronklik naby begin. Ek skat David 15 meters. Ja. Ek het net een klein karpie daar gekry. Ek kon nie regkom met hom nie. Ek het op die ou einde op 'n stadium my regterstok met die James uitgehaal. Ek het hom uitgeloop tot daar bo by die bome. Ek het vir my streep getrek. Ek het die linkerstok gevat. Ek het hom presies op dieselfde afstand ingeklip en daar het ek begin vis kry toe nou met die ander stok oop. Ek moet sê by verre op die Floating James en die gewone produkte Banana X het uitgestaan as 'n wenner vir graskarp. As ek julle raad kan gee, iets wat vir my werk, ek sit 2 flouties op die onderste hoekie en dit werk vir my. Dis ook my graskarp gekry vandag en op ander kere. Op die boonste hoek het die Vampire op die regterkant se stok hier en daar 'n karpie gelewer, die linkerkant se stok ook hier en daar 'n karpie. Maar ek dink die hoogtepunt van die dag is definitief my nuwe persoonlike beste klein grasie van 10 kg. En ja, boys, dis is 'n dream come true. No, first. So, what a matchup. Sien uit na die volgende een.